dankie aan al die vriende wat vanoggend deelneem, ook die paneellede. Ek wil voor ek by artikel 25 kom, wil ek vir 1 minuut spandeer oor die breër onderwerp van vandag. Want ons praat oor ingrypende goed, ons praat oor die anargie, ons praat oor die grondwet, ons praat oor die vuurwapensituasie. En ek moet vir eerlikwaar sê, as ons praat oor die grondwet, ek dink ons kan 'n baie diep bespreking daaroor hou, dat is my groot bekommernis, dat hierdie grondwet, hier is hy, wat ons nou vir 25 jaar het nie daaraan geslaag, en dit geen beskerming gebied aan enige persoon wat in hierdie konflik of anargie was, kon niemand daar gaan staan en sê, maar hier is die grondwet, hy sê ek het 'n reg op eiendomsreg, of ek het 'n reg op veiligheid nie. Dit was vuurwapens en ander dinge wat mense moes gebruik om hulself te beskerm. Tweedens wil ek net sê, van die Vryheidsfront Plus se kant af, ons het nie vanoggend in 'n verslag detail gegee oor die Vryheidsfront Plus se rol wat ons gespeel het rondom die hele proses nie. Daar is verskeie voorbeelde daarvan. Dr. Groenewald het lang gelede reeds gekom met 'n privaat lid wetgewing rondom die hele kwessie van beveiliging en die hele kwessie van die belastingvoordele daarvan. Voorstelle is gemaak aan die president. So ons het 'n baie kardinale rol daarin gespeel, maar ons het nie geoordeel dat dit vanoggend noodwendig die tyd is om die Vryheidsfront se beeld te kom blaas op die manier nie. Maar goed, ek wil kom by artikel 25 van die grondwet en ek wil vir u terugvoering gee daar rondom. U sal weet dat dit 'n proses is wat kom van 'n lang ruk gelede. Begin in Desember 2017 by Nasrek toe die ANC die resolusie daar aanvaar het. Daarna die EFF die proses gedryf. Ons het gehad eers die grondwetlike hersieningskomitee wat die hele proses hanteer het en daarna die 2 ad hoc komitees. En waar ons nou trek is ons by die tweede ad hoc komitee onder voorsitterskap van Dr. Motshega. Ek was betrokke by al hierdie komitees en het daar insette gemaak en 'n rol gespeel. Die kern gaan daaroor dat ons weet wat die ANC se doelwit is. Die ANC wil graag artikel 25 wysig om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. En natuurlik, as ek praat weer oor die grondwet, en die feit van die saak is, as jy hierdie grondwet kyk, dan sê ek, dit is basies 2 grondwette in 1. Dit is deel van die hele probleem, hoekom die grondwet nie kan doen wat hy veronderstel was om te doen nie. Dis 2 grondwette in 1. Aan die een kant het jy al die beste international best practice bepalings wat noodsaaklik is. Maar aan die ander kant word die meeste van hulle dan gekwalifiseer met uitsonderings. Jy kan dit en dit, maar indien dit nodig is, dan kan jy basies hierdie ignoreer en 'n streep trek en so ek jy maar reg deur gaan oor elke feitelike kernbepaling. Die huidige situasie is, as jy gaan kyk na artikel 25, dan sê ek artikel 1 van die grondwet kom ook in spel. Artikel 1, soos jy weet, gee die grondwaardes, die sogenaamde founding provisions, en hy verskans hulle basies daar met 'n 75% meerderheid. Dit gaan oor die kwessie van die bevordering van menseregte en vryhede in 1A en 1B in die rassigheid, 1C the rule of law, en die argument kan uitgemaak word dat eiendomsreg ook deel vorm van the rule of law met 'n 75% meerderheid, maar kom ek laat dit daar. Artikel 25.2 basis is daar dan die poging van die ANC om dit uit die aard van die saak dan nou te wysig. En ek eerlikwaar sê ons het dan geslaag om die proses baie mooi te stuur en te frustreer om verskeie redes tot waar ons vandag kom. En op die oomblik sit ons met die voorstel wat nou gekom het uit die komitee uit wat die ANC gebring het. En dit is wat tans gepubliseer is vir kommentaar. En daar kan insette steeds gegee word by daardie proses en ek weet die ad hoc is reeds inligting uitgegee oor hoe, waar en wat. Daar is tyd tot Vrydag die 13de Augustus wat mense nog kan insette maak. En die huidige voorstelle slaan basies op 4 punte wat voor die publiek geplaas word. En dit gaan eerste plek dat waar dit gaan oor grond en verbeterings op grond wat onteien word vir die doeleindes van grondhervorming, kan die waarde daarvan bepaal word as 0. Nou ja, dit klink baie prakties, die waarde is 0, dit klink maar vir my so steelerig. Dan die tweede een sê dat daar moet nasionale wetgewing gestel word wat die omstandighede moontlik uitspel wanneer dit die waarde daarvan kan 0 wees. Natuurlik gewone wetgewing, gewone meerderheid. En dan kom die hele kwessie van custodianship in waar die EFF sterk gevoel het, maar die ANC se eie siening daarvan het wat 'n bietjie verkeerde siening is rondom custodianship met 2 bepalings rondom kuratorskap oor grond of sekere gedeeltes van grond. Ek gaan nie nou in die detail daarvan ingaan nie. Ek wil by die praktiese kom baie kortliks en net vir julle sê wat die werklikheid is. Die wetgewing wat tans voor u dien is deur die komitee aanvaar. Die komitee bestaan uit 11 mense, 6 ANC, 2 van die DA, 1 EFF, 1 Vryheidsfront Plus en 1 van die IFP. Al die voorstelle vervat in die huidige konsepwet wat tans daar is vir kommentaar, is aanvaar slegs met die ondersteuning van die ANC. So die 6 ANC-lede het dit gesteun en geen ander politieke party het dit gesteun nie. Aan die ander kant, aan die positiewe kant wat u van moet kennis neem is dat die EFF het natuurlik gekom met sy radikale voorstelle rondom die feit dat alle grond in kuratorskap geplaas moet word onder beheer van die staat en 'n paar ander radikale voorstelle van hulle kant af. En in elkeen van die EFF se voorstelle is dit gerusstellend daarom om te weet kon hulle nie 'n sekondant kry in die komitee
dat hulle voorstelle tot stemming gebring was nie. Daar was geen ondersteuning daarvoor ook gewees nie. Dit beteken dat die wet wat tans voor ons is basies die ANC se siening van waar ons op hierdie stadium trek van hoe grondonteiening gehanteer moet word. En dan bring dit ons by die praktiese. Daar is geleentheid tot die 13de Augustus nog 'n verdere insette wat ek dink noodsaaklik is wat ons moet maak en moet gebruik. En dan gaan daardie wet waarskynlik gedebatteer word weer in die komitee. Hy sal so aanvaar word deur die ANC met sy meerderheid. Hy gaan parlement toe kom dan vir stemming aan die parlement. Artikel 25 is verskans, is deel van die Menseregte Akte. Hy moet 'n 2/3 meerderheid kry. 2/3 meerderheid beteken dat die ANC benodig 267 stemme in die parlement. Die ANC het gelukkig tans net 230, hy kort 37 stemme. Wie gaan hom daardie 37 stemme gee om sy idees deur te voer? In die eerste plek, die Demokratiese Alliansie, en Dr. Lottering sal self nou praat, sover dit het, sal nie deel wees van daardie proses nie, hulle het dit deurlopend ook op en neer. Die Vryheidsfront Plus het dit deurlopend op en neer. Die IFP het nie komitee deelgeneem nie, maar ek het ook kontak met hulle deurlopend gehad, hulle ondersteun dit nie, die ACDP ondersteun dit nie. Dit laat 8 ander klein partye wat saam 14 lede het, en daardie 14 stemme, indien hulle dit vir die ANC sou gee, gaan nie help nie. Dit bring ons by die EFF. Die EFF het 44 stemme, en as die ANC wil voortgaan en suksesvol wees om die grondwet te wysig, moet hy die EFF aan boord kry. Nou, as jy die politiek gevolg het, die media, as jy sien, die afgelope tyd is daar groot konflik, en daar is nie instemmigheid, en die EFF is baie adamant, hulle gaan nie vir die ANC 'n 2/3 meerderheid moontlik maak nie. Dit beteken in die praktyk, as almal hulle kant reg speel, kan ons die wysiging van artikel 25 effektief fnuik en stop in die parlementêre proses dat hy nie kan voortgaan nie. Dan gaan die ANC die aard van die saak voortgaan met 'n gewone onteieningswet en dan gaan sekere bepalinge daar inskryf, maar daardie wet gaan onderhewig bly aan die bepalinge van die huidige artikel 25 en ons moet daardie geleenthede ook verreken en daarvoor voorbereiding maak. Ek sluit af, baie dankie vir die geleentheid. Daar's tyd tot 13 Augustus en ek wil vra dat mense gebruik maak daarvan om u weerstand daarteen te stel. Baie dankie.